In vandag se lesie kyk ons nou nog steeds na ons eksponente en eksponentwette, maar vandag se lesie gaan ons nou net toepassings doen van al die verskillende wette. As ons nou net weer mooi kyk na ons wette, dan het wet 1 vir ons gesê, as ek magte met dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, dan hou ek die grondtal dieselfde en ek tel die eksponente by mekaar. Wet 2 het vir ons gesê, as ons magte met dieselfde grondtalle deel, met ander woorde soos a tot die mag m gedeel deur a tot die mag n, dan hou ons die grondtal of die basis dieselfde en ons trek die eksponente van mekaar af. Wet 3 het vir ons gesê, as ons 'n mag verhef tot 'n verdere mag, dan hou ons die basis of die grondtal dieselfde en ons vermenigvuldig die eksponente met mekaar. Met ander woorde, ons kry a tot die mag mn. Wet 4 het vir ons gesê, enige grondtalletjie tot die mag 0 gaan altyd vir my 'n antwoord 1 gee en ons het gesê, baie belangrik wat ons net moet onthou, 0 tot die mag 0 is ongedefinieerd. Wet 5 is oor die negatiewe magte. Wet 5 het vir ons gesê, as ons 'n mag het met 'n negatiewe eksponent, dan is hierdie enetjie ongelukkig, is so goed of hy staan op 'n 1, dan gaan ons om die eksponent positief te maak, gaan ons hierdie eksponent die maggie afvat onder toe, en hy word dan 1 op a tot die mag n. Net so het ons gesê, as ons 1 op a tot die mag minus n het, dan is hierdie negatiewe ouetjie vreeslik ongelukkig daar, en hy wil graag gelukkig word. Om gelukkig te word, vat ons hom op boontoe, dan word hy positief, en dan is sy hart bly. Wet 6 het weer vir ons gesê, wanneer ons magte met dieselfde eksponente met mekaar vermenigvuldig, of grondtalle met dieselfde eksponente met mekaar vermenigvuldig, dan kan ons die grondtalle met mekaar vermenigvuldig en ons behou die eksponentjie by dieselfde. Dieselfde wet is ook van toepassing as ons grondtalle met dieselfde eksponente deel, dan kan ons byvoorbeeld die grondtalle deel en ons behou die eksponent. Dit is dan 'n samevatting van al die wette wat ons geleer het rondom eksponente. Nou gaan ons 'n paar toepassings doen wat julle gaan oefen om hierdie wette almal toe te pas. Met ander woorde, dit gee nou vir ons 'n gemengde oefening, so elkeen van hierdie wette kan jy gebruik in die sommetjies wat nou vir jou gevra word. Die vraag sal byvoorbeeld wees, vereenvoudig. Vereenvoudig die volgende en laat jou antwoord in positiewe eksponentvorm. Ons wil altyd daarna werk om ons eksponente as 'n positiewe eksponent te skryf. Nou kom ons kyk na die eerste voorbeeldjie. Die eerste voorbeeldjie wat ons het, wat vir ons vra, vereenvoudig die volgende en laat jou antwoord in positiewe eksponentvorm, is byvoorbeeld minus 3x² uit tot die mag 3 se kwadraat maal met 2x tot die mag min 3y. Nou goed, as ons derde wet onthou, dan gaan ons nou onthou hier, by hierdie drietjie staan daar soos 'n spook 1. Met ander woorde, ons wet sê vir ons moet die magte met mekaar vermenigvuldig. So ons gaan elkeen van hierdie magte, gaan ons met daai tweeetjie vermenigvuldig, want dit is
as ons wet so toepas. So ons gaan kry, dit is minus 3 tot die mag 1 maal 2 is 2. X tot die mag 2 maal 2 is 4. Y tot die mag 3 maal 2 is 6. Hierdie enetjie het nou niks verder as behalwe laat ons hom net so neerskryf nie. So minus 3 maal minus 3 gee vir my 9. X tot die mag 4, y tot die mag 6, maal met 2, x tot die mag min 3, y. Nou kan ons verder sommetjie doen. Ons kan sê, die 9 maal met die 2 is my koëffisiënte wat ek met mekaar vermenigvuldig. Die 9 maal met die 2 gee vir my 18. Verder het ons nou dieselfde grondtalletjies met x, en ons wet sê vir ons, as ons dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, dan kan ons hulle eksponente by mekaar tel. So hierdie gaan nou word x tot die mag 4 minus 3. Verder sien ons het dieselfde grondtalletjie y, en dan beteken dit wat ons met mekaar vermenigvuldig, en ons gaan daai eksponente by mekaar tel. Daar by die y staan 'n spook 1, so ons het y tot die mag 6 plus 1. Ek skryf dit nou lank uit vir julle, sodat julle mooi die stappe kan sien. 18x y tot die mag 7 is met ander woorde my antwoord. Die tweede sommetjie wat ek met julle gaan doen is 5x tot die mag min y op 15z tot die mag min 2. En dit alles is verhef tot die mag min 2. Goed, nou om hierdie sommetjie te doen is daar 'n paar metodes. Die eerste metode wat ek met julle gaan doen is om die wet 3 toe te pas, en dan het ons elkeen van hierdie maggies wat ons gaan vermenigvuldig. Hier by die 5 staan daar 'n spook 1. Ons moet elke keer hierdie vermenigvuldig met dit wat buite die hakie is, met die mag waartoe hy verhef is. Met ander woorde, ons gaan daar kry 5 tot die mag min 2, x tot die mag min 1 maal met min 2, min maal 'n min is 'n, plus 1 maal 2 is 2. Y tot die mag, onthou hier staan ook 'n spook enetjie, en die 1 maal met die min 2 gee vir my y tot die mag min 2. Op, hier is by die 15 'n spook 1, met ander woorde, dit word dan nou ook 15 tot die mag min 2, want onthou, ons moet nou elkeen van hierdie maggies ook vermenigvuldig met daai min 2. Want ons verhef 'n mag tot die mag. Met ander woorde, daai word 15 tot die mag 1 maal min 2 is min 2. Z tot die mag min 2 maal min 2, min maal 'n min is 'n, plus met ander woorde, z tot die mag min 2 maal min 2 is z tot die mag 4. Goed, nou kan ons gaan kyk na elkeen van hierdie, dan kan ons volgende reeltjie toepas, wat vir ons sê, hierdie 5 tot die mag min 2 is ongelukkig, so hy moet onder toe gaan. Die 15 tot die mag min 2 is ongelukkig, so hy moet boontoe gaan. Die y tot die mag min 2 is ongelukkig, so hy moet weer onder toe gaan. Die wat klaar positiewe eksponente het, bly waar hulle is, want hulle is klaar gelukkig, so ons hoef nie aan hulle te karring nie. Goed, so kom ons kyk bietjie. 15 tot die mag min 2 moet boontoe gaan om gelukkig te word, dan word hy 15 se kwadraat. X kwadraat is klaar gelukkig, so hy bly bo. Alles wat bo is nou reg. Die 5 tot die mag min 2 is ongelukkig, hy wil onder toe gaan, so hy word 5 tot die mag 2, dan is hy nou gelukkig. Y tot die mag min 2 moet onder toe gaan, so hy kom staan ook hier onder, en dan z tot die mag 4, hy is op sy plek. Ons hoef nie oor hom bekommerd te wees nie. Nou het ons 15 se kwadraat
gedeel deur 5 se kwadraat. 15 se kwadraat kan jy uitwerk, is 225, het ons x kwadraat op 25 y kwadraat z tot die mag 4, en dit gee nou vir my, as ek 225 deel deur 25, kry ek 'n antwoord van 9x kwadraat op y kwadraat z tot die mag 4. En dit is dan nou my finale antwoord. As ek nou kyk na 'n volgende metodetjie, het ek 5x tot die mag min 1y op 15 z tot die mag min 2, en dit alles is verhef tot die mag min 2. Dan kan ek ook nou gaan kyk om eers binne in my hakkie alles te vereenvoudig. Dit is nogal die metode wat ek verkies, om altyd eers binne die hakkie alles te vereenvoudig. So as ek gaan kyk binne die hakkie, en dan gaan ek hier vir myself kan sê, ek het nou 5 wat in 15 ingaan, 3 keer. Reg? Ek het hierdie x tot die mag min 2 wat ongelukkig is, so ek gaan hom onder toe bring, en ek het hierdie z tot die mag min 2 wat ongelukkig is, en ek gaan hom eers boontoe vat. Dan doen ek nou eers al die werkies wat binne in die hakkie is. Met ander woorde, bo die lyn gaan ek nou kry y z kwadraat, en onder die lyn gaan ek hê 3x. En onthou, hierdie hakkie is nou nog weer verhef tot die mag min 2. Nou kan ons alles wat binne in die hakkies is, weer gaan vermenigvuldig. So as ons nou mooi kyk, hierso is 'n spook 1 by die y, so ons moet hom vermenigvuldig. Ons moet die 2 vermenigvuldig. Dan moet ons hierdie spook 1 gaan vermenigvuldig, en ons moet die spook enetjie van die x ook gaan vermenigvuldig. Met ander woorde, ons kry y tot die mag 1 maal met minus 2, plus maal 'n min is 'n min, 1 maal 2 is 2. Z tot die mag 2 maal met minus 2, plus maal 'n min is 'n min, 2 maal 2 is 4. Dan het ons onder die lyn 3 tot die mag 1 maal met min 2, plus maal 'n min is 'n min, 1 maal 2 is 2. X tot die mag plus 1 maal met min 2 is min 2. Nou kan ek sien, al hierdie magte van my is ongelukkig, want almal is negatief, so ons moet elkeen van hulle, moet ons nou, die enetjie moet onder toe gaan, die z moet onder toe gaan, dan het ons weer die 3 tot die mag min 2 wat boontoe moet gaan, en ons het hierdie x tot die mag min 2 wat boontoe moet gaan. Met ander woorde, hy moet eintlik nou net omruil. Goed, so ons gaan dan nou hê, die 3 tot die mag 2 kom boontoe, x tot die mag 2 kom boontoe, en dit is op y tot die mag 2, z tot die mag 4, en my finale antwoord is dan, as ek hom uitwerk, is 9x kwadraat, y tot die mag 2, z tot die mag 4. Dan is daar nog 'n metode wat jy kan toepas. Dit hang maar af wat vir jou die maklikste werk. So dis goed dat jy elkeen van die metodetjies kyk, en dat jy dan besluit watter een werk vir jou die maklikste, watter een verstaan jy die duidelikste. Die volgende metodetjie is om hierdie hakkie mos nou dadelik 'n positief te maak. Omdat daai 'n negatief is, beteken dit ek kan alles wat binne in die hakkie staan omdraai, en dan kan ek die maggie as 'n positiewe mag skryf. As ek dit nou gedoen het, kan ek nou gaan om binne in die hakkie te vereenvoudig. So as ek nou binne in die hakkie vereenvoudig, dan sien ek 5 gaan in 15 in,
3 keer. Nou kan ek verder ook weer binne in my hakkie omruil. Die 3 is gelukkig waar hy is. So ek gaan hom nou net doodstil daar los. Dan is hierdie Z minus 2 is ongelukkig, so hy moet afgaan. En hierdie X tot die mag minus 1 moet weer opgaan boontoe. Met ander woorde, ons het 3 en dan kom my X op boontoe, hy word X tot die mag 1 en onder die lyn het ek nou z kwadraat en dit is alles tot die mag 2. Nou kan ek weer my wet toepas wat vir my sê as wat ek gebruik wet 3 wanneer ek 'n mag verhef tot 'n mag. Hier is 'n spookeenetjie, ek moet hom vermenigvuldig met die 2, by die X is 'n spook 1 wat ek moet vermenigvuldig met die 2, by die Y is 'n spook 1 wat ek moet vermenigvuldig met die 2, en by die Z is 'n spook 1, by die Z, is 'n 2 wat ek moet vermenigvuldig met die 2kie. Met ander woorde, ek kry 3 tot die mag 1 maal 2 is 2. X tot die mag 1 maal 2 is 2. Y tot die mag 1 maal 2 is 2. Z tot die mag 2 maal 2 is 4. En as ek my antwoord dan mooi neerskryf, dan sien ek dit is 9 X kwadraat op Y kwadraat Z tot die mag 4. Dit is dan 'n derde metode om hierdie sommetjie te doen. Die derde voorbeeld waarna ons kyk, is byvoorbeeld 'n voorbeeld soos 3 tot die mag 3a plus b, maal met 3 tot die mag a minus 2b, gedeel deur 3 tot die mag 2a minus 3b. Goed, so, as ons wette nou gaan toepas, dan kan ons ons eerste wet sien. Ons eerste wet sê vir ons, wanneer ons dieselfde grondtalle of basisse met mekaar vermenigvuldig, dan moet ek die eksponente by mekaar tel. So, daai is mos nou my eksponentjies wat ek moet by mekaar tel. Hierdie eksponente lyk nou net soos 'n algebraïese uitdrukking. My wet sê ek hou my grondtal dieselfde en ek tel die eksponente by mekaar. Nou sê my volgende wet mos vir my, as ek dieselfde grondtal het wat ek nou deel, dan moet ek die eksponente van mekaar aftrek. Met ander woorde, daai 2a minus 3b is die hele eksponentjie. So ek moet hom hier aftrek, 2a minus 3b. Met ander woorde, as ek nou hierdie sommetjie gaan doen, en ek gaan my hakies uithaal, dan gaan ek sien is 3 tot die mag 3a plus b, plus a minus 2b. As ek my hakkie nou hier gaan uithaal, onthou hier staan nou 'n spook 1, so ek het 'n minus 1 wat ek vermenigvuldig. Julle het hierdie werkies al gedoen, so ek kry minus 1 maal met 2a gee vir my minus 2a. Dan het ek weer 'n min maal met 'n min, en dit gee vir my minus 1 maal met minus 3b gee vir my plus 3b. Onthou nou hoe werk dit met algebraïese uitdrukkings. Wanneer ons vereenvoudig, moet ons gelyksoortige terme by mekaar tel. So, as ons nou 'n bietjie gaan kyk na ons gelyksoortige terme, dan sien ons hier's 'n 3a plus 'n a minus 2a. So, ek het 3 a's, kry nog enetjie by is 4, nou gee ek 2 weg, 4 minus 2 is 2a. Verder kyk ek, dan sien ek het 'n plus b, minus 2b, plus 3ab, so b minus 2b, dan kort ek 'n b, so dis minus b plus 3b, is my antwoord weer minus b plus 3b gee vir my
2b. So my finale antwoord is dus 3 tot die mag 2a plus 2b. En hierdie maggie is 'n geheel, so dit maak my hele mag uit. Nog 'n voorbeeldjie waarna ons kan kyk. Onthou die vraag is heeltyd vereenvoudig en skryf jou antwoord in positiewe eksponentvorm. X kwadraat uit tot die mag 3 op x tot die mag 4 maal met x tot die mag 3 uit tot die mag 4 op uit tot die mag 7 gedeel deur x kwadraat op x tot die mag 3. Nou hier is ook weer verskillende maniere wat jy hom kan benader. Die eerste manier wat ek sal doen is as ons gaan kyk hier na my x kwadraat op uit tot die mag 3 x tot die mag 4, dan sien ek het mos nou bo die lyn het ek 'n x kwadraat wat gaan uitkanselleer, daai 4 minus 2 gaan vir my 'n 2 gee wat onder oorbly. As ek gaan kyk na die volgende termpie, dan sien ek het x tot die mag 3 uit tot die mag 4 gedeel deur uit tot die mag 7. Hierdie uit tot die mag 4, as ek hom hier onder aftrek, bly daar onder 3 oor, want ek hou sommer hom dan in sy positiewe eksponentvorm. As ek na die volgende enetjie gaan kyk gedeel deur, dan sien ek nou daai x kwadraat kanselleer met daai uit, daar bly 'n x onder die lyn oor. So as ek hom nou gaan skryf, dan het ek uit tot die mag 3 op x kwadraat maal met x tot die mag 3 op uit tot die mag 3 gedeel deur 1 op x. As ek nou onthou, as ek deel deur 'n breek, dan maal ek met sy omgekeerde. Met ander woorde, ek hou my uit tot die mag 3 op x kwadraat dieselfde, maal met x tot die mag 3 op uit tot die mag 3, en dan verander ek hierdie gedeel deur na maal en ek draai my laaste enetjie om. As ek hom nou gaan skryf en ek kyk na alles in my tellers, met ander woorde ek gaan al my tellertjies met mekaar vermenigvuldig, dan kan ek daai so na hulle kyk, dan kan ek sien dit gee vir my x tot die mag 3 maal met x tot die mag 1 gee vir my x tot die mag 4 uit tot die mag 3 op. As ek my noemer met mekaar vermenigvuldig, dan het ek x kwadraat uit tot die mag 3. Jy kan hom nou op verskillende maniere hier ook verder skryf, maar jy kan nou sien as ek uitkanselleer, daar's 2 x'e onder die lyn en 4 bo die lyn, so daar gaan 2 bo die lyn oorbly. Uit tot die mag 3 kanselleer uit, so daar bly 1 in sy plekkie oor. Met ander woorde, my antwoord is dus x kwadraat. Die ander metode wat jy hom ook kan doen, as ons nou weer kyk na x kwadraat uit tot die mag 3 op x tot die mag 4 maal met x tot die mag 3 uit tot die mag 4 op uit tot die mag 7 gedeel deur x kwadraat op x tot die mag 3. Dan kan ek hom apart gaan uitwerk. Dit lyk amper soos apart, so ek kan gaan kyk na hierdie enetjie, kan ek my wette gaan toepas, wat vir my sê, dit is met ander woorde, x tot die mag 2 minus 4 maal met uit tot die mag 3. Maal met, dan gaan kyk ek na my volgende groepie wat by mekaar is. My volgende groepie sê vir my, dis x tot die mag 3 maal met uit tot die mag 4 minus 7. Dan gaan kyk ek na my volgende groepie, dis daai 2, so ek het gedeel deur x tot die mag 2 minus 3. Goed, as ek hom gaan uitwerk, dan kry ek hierdie enetjie word
x tot die mag minus 2 uit tot die mag 3 maal met x tot die mag 3 uit tot die mag minus 3 gedeel deur x tot die mag minus 1. Onthou nou wat sê my wet weer vir my? As ek maal dieselfde grondtalle, gaan ek hulle eksponente by mekaar tel. So as ons kyk hier is ons xie, xie. Die eerste 2 maal ons, met ander woorde is x tot die mag min 2 plus 3. Die laaste enetjie deel ons, so ons moet aftrek minus 1. Dan gaan kyk ek na my y. Onthou my volgende grondtalletjie is y. Dan kan ek hulle eksponente by mekaar tel, want dit is wat my reël vir my sê, as ek dieselfde grondtalle vermenigvuldig, dan tel ek die eksponente by mekaar. En hierdie eksponente is nou 3 plus min 3. Nou het ek x tot die mag min 2 plus 3 plus 1 maal met y tot die mag 0. So x tot die mag min 2 plus 3 is 1 plus 1 is x kwadraat en y tot die mag 0 is dieselfde as 1. Die 5de voorbeeldjie waarna ons kyk is met wortelvorme. Onthou, as ons die vierkantswortel moet kry, dan deel ons die magte deur 2. As ons nou die vierkantswortel moet kry van 36 x tot die mag 36 plus 64 x tot die mag 36, dan beteken dit ons moet eers die som onder die wortel doen voordat ons enige bewerking verder kan doen. So 36 plus 64 gee vir my 100. My soort is x tot die mag 36. My soortjie is dieselfde. Dit is hoekom ek die 36 en die 64 by mekaar kan tel en my soort bly x tot die mag 36. As ons nou die vierkantswortel moet kry, die vierkantswortel van 100, weet julle is 10, x tot die mag, ons moet daai 36 gedeel deur 2, 36 deel deur 2 om die vierkantswortel te bepaal, so ek het 10, x tot die mag 18 is my finale antwoord. Die 6de tipe vraagie wat jy kan kry is byvoorbeeld 9, x tot die mag 8 op 16 y tot die mag 50 se vierkantswortel. Maal met minus 8x tot die mag 12 gedeel deur 27 se derde magswortel. Nou goed, as ons nou kyk na hierdie enetjie, gaan ons kan weet my 9 se vierkantswortel is 3. Onthou, ek moet die 8 deel deur 2, so dit word 8 gedeel deur 2 is 4. Op die vierkantswortel van 16 is 4, y tot die mag 50 gedeel deur 2, 50 gedeel deur 2 is 25. Maal met die derde magswortel van minus 8. Die derde magswortel van minus 8 is minus 2. En die derde magswortel van x tot die mag 12 is x tot die mag 12 gedeel deur 3. Want onthou julle, toe ons derde magte gedoen het, dan gaan ons hierdie 12 deel deur 3. 12 gedeel deur 3 is 4. Die derde magswortel van 27 is 3. Nou kan ons nog weer verder vereenvoudig. Ons kan, daar's 2 maniere wat die pad hiervan af kan loop. Ons kan hiervan af sê, ons gaan die 3 kanselleer daai 3 uit, en dan kan ons verder sê, min 2 gaan in 4 in 2 keer, met ander woorde, en dan het ek bo die lyn x tot die mag 4 maal met 'n x tot die mag 4, wat dieselfde basis is, so ek het minus x tot die mag 8 op 2 maal y tot die mag 25. Wat ek ook hiervan af kon gedoen het, as ek het 3
x tot die mag 4 op 4y tot die mag 25 maal met minus 2x tot die mag 4 op 3, dan kan ek eers my koëffisiënte met mekaar vermenigvuldig. Met ander woorde, daai minus 3 maal met minus 2 gee vir my minus 6, x tot die mag 4, omdat my eksponente, my grondtalle dieselfde is, kan ek die eksponente by mekaar tel. 4 plus 4 is 8. Onder die lyn het ek nou 4 maal met 3, wat vir my 12 gee, y tot die mag 25. Nou kan ek hom net nog verder gaan vereenvoudig, want ek kan hieruit nou ook duidelik sien, dat 6 gaan in 12 in 2 keer, met ander woorde, ek hou oor minus x tot die mag 8 op 2 y tot die mag 25. Die volgende is nou sommer net weer kort voorbeeldjies. As jy onthou minus, die 16 tot die mag minus 2, dit beteken die minus staan los vooraan. Daai 16 tot die mag minus 2 is die een wat ons nou wil gelukkig maak. Met ander woorde, dis so goed of hy staan op 1, met ander woorde, ons moet hom nou afvat ondertoe, so dit word 1 op 16 se kwadraat. My hele ding bly negatief, so dit is 1 op minus 1 op 256 is my antwoord. Die volgende verskilletjies wil ek ook net graag hê, moet julle onthou. Minus 16 tot die mag 1/2 beteken hierdie hele minus 16 kom onder die vierkantswortel, want die mag 1/2 is 'n vierkantswortel en hierdie antwoord is nie reëel, want nou sit jy met 'n negatief onder 'n vierkantswortel. Die laaste enetjie waarna ons kyk, die minus staan nou buite die hakie, 16 tot die mag min 1/2. Dit beteken ek wil hom graag gelukkig maak. So as ek nou na hom kyk, hy staan mos op 'n 1, so hy moet afgaan ondertoe. Met ander woorde, ons kry dit is minus 1 op 16 tot die mag 1/2. Nou is hy positief. Dit is minus 1 op die vierkantswortel van 16 en dit gee vir my 'n antwoord van minus 1 kwart. Ek hoop jy het hierdie voorbeeldjies nou lekker saam met my gedoen. Ek gaan nou vir jou heel wat huiswerkies gee. Die eksponente sommetjies werk vinnig en maklik. Probeer hulle almal mooi voltooi, want as jy dit klaar gedoen het, moet jy eksponente onder die knie hê. Geniet dit.